Lift
Broers en susters, laat my toe meer welkom hier by ons 5de aand van ons Pinksterreek. Genade en vrede aan julle van God die Vader en ons Here Jesus Christus. Kom ons bid saam. Here, ons dankie vir 'n dag wat U die Here ons goed bewaar en beskerm het. Here, dankie dat U ons hierdie dag hier na ons verskillende werksplekke kon stuur. En Here, dat ons kon doen in hierdie dag wat ons harte begeer het. En ons kom nou na die aand en ons maak gereed om te kom luister na U woord. En ons pleit nou dat U hierdie bijeenkoms sal seën. Dit in Jesus naam. Amen. Broers en susters, ons lees saam die woord van die Here soos dit opgeteken staan in Openbaring 2 vers 12 tot 17. Die brief aan Pergamum. Skrywe aan die leraar van die gemeente in Pergamum. So sê hy wat die skerp swaard met die 2 snykante het. Ek ken die plek waar julle bly, daar waar die troon van Satan is. Tog bly julle aan my naam getrou. En julle het julle geloof in my afgesweer nie. Selfs in die tyd toe Antipas, my getroue getuie, doodgemaak is, daar by julle waar die Satan bly nie. Maar ek het 'n paar dinge teen julle. Julle het mense daar wat die leer van Biliam aanhang, hy wat vir Balak geleer het om die volk Israel van my afvallig te maak, sodat hulle afgodsdiensoffer vleis geëet en onsedelikheid beywer het. So is daar onder julle dan ook mense wat die leer van die Nikolaïte aanhang en dieselfde sondes doen. Bekeer julle nou, anders kom ek gou na julle toe en sal julle daar die mense bestry met die swaard van my mond. Elkeen wat kan hoor, moet luister na wat die Gees vir die gemeente sê. Aan elkeen wat die oorwinning behaal, sal ek aan die verborgde manna gee, en daarby sal ek vir hom 'n wit steentjie gee met 'n nuwe naam daarop gegraveer wat niemand anders ken nie, net hy wat dit kry. Broers en susters, ons tema vanaand, hoe om die waarheid van die evangelie te vertrou, selfs as die druk erg word. Vriende, Pergamum, die gemeente in Pergamum het baie moeilike dilemma gesit. Die vraag was, hoe ver hulle aan die stad se aktiwiteite en feeste kon deelneem. Jy sien, die stad was, die heidense nasies, daar was feeste wat redelik onskuldig was. Maar na tyd het die feeste daarna toegelei dat afgodsdienstelemente en immoraliteit bygekom het. En as jy en dit is wat 'n probleem vir die gemeente van Pergamum was. Vir die gemeente wat hulle missionale getuies ernstig geneem het, was hierdie 'n moeilike vraag. Dit kon tog nie wees dat die Christene hulle self totaal moes onttrek van die stad en die gewone lewe in die stad nie. Christene was immers die wêreld ingestuur om hulle getuienis ook in die stede en in die wêreld te gaan lewer. As jy nie in 'n stad is nie, as jy nie op 'n manier deel van die lewe van die stad is nie, is dit nie moontlik om jou getuienis persoonlik te lewer nie. Nou, dit lyk of die Nikolaïte 'n volk was wat die mense om die bos gelei deur hulle verkeer te lei. Hulle het natuurlik vir die mense, vir die Christene en vir die gemeente van Pergamum geleer dat jy kan aan hierdie heidense aktiwiteite deelneem solank jy van binne skoon is. Maar tog leer Paulus ons in Korinte dat die liggaam is die tempel van God en dat die liggaam behoort aan God. Broers en susters, maar wanneer jy verder lees, dan hoor ons Paulus praat hier van Biliam en Balak.
Nou Bileam was 'n loskop profeet en Bileam het toegelaat dat Balak en Bileam het vir Balak geleer hoe om die Israeliete op die einde van die dag te oorwin. Bileam het vir Balak gevra. Balak het vir Bileam gevra hoe om dit te doen en hy het vir hulle gesê op die einde van die dag na baie pogings toe sê vir hom, maar laat hulle dan met die Edomitiese vroue trou en so sal hulle dan op die einde van die dag met mekaar vermeng en dan sal hulle een volk word en hulle hoef nie eers met mekaar daar hoef nie eers 'n spies of 'n swaard gebruik te word om mee te veg nie. En so sal jy 'n oorwinning behaal om die Israeliete te oorwin op die einde van die dag. Nou Johannes hier is bekommerd. Van Johannes is bekommerd dat ons op die einde van die dag hierdie pad kan loop van op die einde van die dag loop die gemeente in Pergamum hierdie risiko dat sou hulle self daaraan toewy aan hierdie heidense nasies en feeste en goed, dat hulle agterna hulle identiteit sou verloor, hulle sou agterna hulle geloof sou hulle self verloor. En daarom sit hulle in hierdie posisie waar hulle druk van buite af kry, en dan vra ons onsself af, maar hoe om die waarheid van die evangelie te vertrou, selfs as die druk erg word. Vriende, vir ons in hierdie tyd van die coronavirus het alles verander. Skielik is ons op lockdown. Besighede moet toemaak en mense moet by die huis bly. Mense verloor hulle werk en baie huise het nie inkomste nie. Dit gaan moeiliker met mense wat wag totdat hulle kospakkies kry, anders gaan hulle honger. Hoe vertrou ons dan op die waarheid van die evangelie as die druk erg word? Die gemeente in Pergamum moes leer om die waarheid te praat, te leef en veral om te vertrou op die waarheid. Die eerste ding wat die gemeente moes leer is dat die waarheid van die evangelie werklike krag van God is, wat ons kan op vertrou. En wat is die waarheid van die evangelie? En Paulus stel dit so in 1 Korintiërs 15 vers 3 tot 4, die belangrikste wat ek aan julle oorgelewer het, en wat ek ook ontvang het, is dit. Christus het vir ons sonde gesterwe, volgens die skrifte. Hy is begrawe op die 3de dag opgewek, volgens die skrifte. En broers en susters, wat belangrik is hier vir ons om te onthou, is dit wat Paulus vir ons wil verleer, die belangrik is dit waarin ons glo. En wat is die krag van die evangelie? Die krag van die evangelie is die feit dat ons weet en ons glo daarin dat Christus vir ons gesterf het. En dat hy begrawe is en dat hy op die 3de dag opgestaan het. En dit is God se verlossingswerk om ons van ons sonde skuld te verlos. Want op die einde van die dag moet ons verstaan dat ons sonde dat die loon van ons sonde was die dood, maar Jesus het in ons plek kom sterwe en so ons plek op die kruis het hy vir ons inkom neem. En dit is wat hier belangrik was vir die mense om die waarheid van die evangelie self te verstaan. Maar wanneer die magte van buite indrukwekkend lyk, dan kan ons oor die swak evangelie begin wonder. En mense begin, wanneer ons praat van 'n swak evangelie, dan praat ons oor die feit dat mense begin bekommerd raak het, en dat omdat hulle situasie op 'n manier so gedruk het, het hulle geloof verswak en hulle het begin 'n uitkoms soek na ander uitkomste begin soek, en baie keer wend ons onsself na mense toe, en dit is wat Paulus ons hierteen waarsku, broers en susters, dat ons nie moet op mense vertrou nie, want jy sien op die einde van die dag, dan vergeet ons dat ons moet God aanbid, dat ons God moet aanroep, en dat ons moet vertrou op die evangelie, maar ons word op die einde van die dag mense aanbidders, en dit is wat Johannes hier wil keer, is dat ons op die einde van die dag
nie vergeet wie ons is nie vergeet wat die waarheid van die evangelie is, wat ons tot bekering gebring het nie. In die tweede plek, broers en susters, dat ons ook moet verstaan dat die christelike waarheid nie in die eerste plek oor 'n klomp geloofstellings of etiese standpunte gaan nie, maar oor Jesus Christus. Hy is die weg en die waarheid en die lewe. As ons in hom glo, sal ons ook geloofstellings gemaak en etiese standpunte hê, maar die fokus sal altyd op Christus val. Die waarheid waarvoor ons leef en sterf, is dat Christus die Here is. In die derde plek, dit is belangrik om te weet dat die swaard waarmee Jesus veg, nie 'n oorlogsswaard is waarmee jy mense kan deurboor en doodmaak nie. Sy swaard kom uit sy mond. Jesus veg met sy woord deur na ons toe te kom en met ons te praat. As ons die evangelie vertrou, as ons Jesus vertrou, sal ons ook weet dat die woorde van ons die sterkste wapens is. In die vierde plek, broers en susters, die waarheid is nie net iets wat ons praat nie, maar ook iets wat ons doen, en selfs belangrik nog, iets wat ons is. Die groot werk van die Gees, het Calvin gesê, is om ons aan Jesus te verbind. En daarom gee hy vir ons hierdie woorde in Johannes 15 om te sê, ek is die ware wingerdstok en julle is die lote. Wie in my bly en ek in hom, dra baie vrug, want sonder my kan julle niks doen nie. Broers en susters, wanneer ons aan die einde van hierdie brief kom, dan hoor ons self die belofte wat daar gegee word aan hierdie gemeente. En dit is die belofte dat in die eerste plek sê die Here vir ons, dat hy vir hulle van die verborgde manne sal gee. Jy onthou dat die volk van Egipte aftrek toe hulle honger was, het God vir hulle manne gegee om hulle so daarmee te kon voed. En dit is hierdie gedagte dat God vandag vir ons hierdie belofte gee, en dit is dat hy die God is wat voorsien, Jehovah Jireh. Die belofte daarenteen dat hy ook so vir ons sal sorg, soos hy destyds in die woestyn vir die Israeliete gesorg het. En dan hoor ons die Here praat van 'n wit klippie wat hy vir ons sal gee. Vriende, die wit klippie simboliseer dan geloofstriomf. Die gelowige wat oorwinnend volhard, is 'n gemerkte. Hy behoort aan hom, wie se naam op hom gegraveer is. Hy dra die naam van Jesus Christus, en deur geloof ervaar hy daagliks sy vrygekoopte identiteit, oorwinnaar op die grond van die bloed van die lam. Broers en susters, in hierdie aand hier is dit duidelik dat Johannes wil hê dat ons moet verstaan en weet wie ons is in Jesus Christus. Ons is vrygekooptes deur die bloed van Jesus Christus. Dat ons verstaan wat die waarheid van die evangelie is. Die waarheid dat Christus vir ons gesterf het en dat hy ook begrawe is en opgestaan het uit die dood. Maar ook meer belangrik dat ons geloof in Jesus Christus vestig. Dat ons weet ons identiteit is in Jesus Christus. Dat ons weet, broers en susters, ons identiteit is in Jesus Christus. En daarom, broers en susters, kom ons ontvang hier nuwe identiteit en gaan lewe as nuwe mense wat aan Christus behoort. Kom ons bid saam. Here, ons dankie dat ons kon luister na u woord. En ons pleit nou, Here, dat u self die naprediker daarvan sal wees. Here, en selfs as ons 'n donkere, onbekende nag ingaan, kom pleit ons, Here, dat u ons sal behoed, bewaar en beskerm, dat die hand van bewaring oor ons sal hou. Dit pleit ons in die naam van wil. Amen. Broers en susters, ontvang die seën van die Here, gaan in sy vrede.
En dan mag die genade van Here Jesus Christus, die liefde van God die Vader en die troostvolle gemeenskap van sy Heilige Gees gaan en bly saam met ons elkeen van nou af tot in ewigheid. Amen. Life is easy when you're up on the mountain and you've got peace of mind like you've never known. But things change when you're down in the valley. Don't lose faith, for you're never alone. For the God on the mountain is still God in the valley. When things go wrong, He'll make them right. Still God in the night. You talk of faith when you're up on the mountain, but talk comes so easy when life's at its best. Now it's down in the valley of trials and temptations. That's where your faith is really put to the test. For the God on the mountain is still God in the valley. When things go wrong, He'll make them right. And the God of the good times is still God in the bad times. The God of the day is still God in the night. The God of the day is still God